En die Here groet jou vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons kan ons Bybels oopmaak by Markus hoofstuk 1. Markus hoofstuk 1, ons gaan lees vers 9 tot vers 20 van Markus 1, vers 9 tot vers 20. En ons fokusverse is vers 14 en 15. Markus 1 en ek lees uit in die 1983 vertaling. Markus 1 vanaf vers 9. Jesus in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy die water kom, het hy 'n hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Maar nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien, waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle nette gelos en hom gevolg. Toe hy eentjie verder gegaan, het hy vir Jakobus seun van Zebedeus en sy broer Johannes gesien, waar in die skei besig was om hulle nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skei gelaat en saam met Jesus gegaan. Ja, ons gaan vooral fokus op vers 14 en 15 en vers 15 wat staan, hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Ja, ons het seker so 2 Sondae-aande terug klaargemaak met die disipelmakers mikrogroepe. Dink julle het gehoor van die disipelmakers mikrogroepe wat ons so in die middag, Sondagmiddag 5 tot so 6:30. Het ons hier by mekaar gekom om in klein groepe. En dit was gewees en ons is nou, toe is dit nou afgehandel 25 weke nou, sodra ek sê 25 weke dan skrik mense. Kan nie dink ek verbind my aan 25 weke nie. Maar hierdie disipelmakers mikrogroepe en ons beplan nou volgende jaar se groepe. En ek wil sê die wat wil deel wees moet met my kom praat en met Celeste. Ons wil graag volgende jaar nog meer groepe wees. Want eintlik is disipelmakers mikrogroepe is eintlik 'n leefstyl. Dis nie net 25 weke, dis nie net 'n kursus nie. Dit moet 'n leefstyl wees. En deur die disipelmakers mikrogroepe wil ons die leefstyl vestig in die gemeente. Ons regtig mekaar se hande vat, mekaar leer ken en mekaar verantwoordbaar hou om disipelmakers te wees deur die week en geestelike gesprekke te hê. Dit moet 'n leefstyl wees. Want daar het 'n valse onderskeiding ontstaan in die kerk in die algemeen, waar mense dink ek kan 'n Christen wees sonder om 'n disipel te wees. Nee, ek het dit beleef dit. Nee, dis so 'n valse onderskeiding. Ek's 'n Christen, maar ek wil nie disipel wees nie. Ek lees ook in 'n boek waar 'n vrou een keer na 'n erediens vir haar dominee of pastoor sê, ek wil 'n Christen wees, maar ek wil nie 'n disipel wees nie. Ek is tevrede hoe my lewe is. Ek glo dat Jesus vir my sondes gesterf het en as ek eendag doodgaan, liggaamlik doodgaan, dan gaan ek by hom wees. Maar ek wil nie meer nie, dit is my genoeg. Ek is tevrede met my lewe. Ek wil net 'n Christen wees. Nou, hoe kan mens net 'n Christen wees sonder om 'n disipel van Jesus te wees? Dis wat ons elkeen vir onsself moet afvra. Jy kan nie die een wees sonder die ander nie.
Want dan verskraal jy die evangelie. Nee, jy kyk net op die voordele wat jy kan kry. Jesus my sondes betaal, nee, ek het nou die ewige lewe en dis al waaroor dit gaan. Daar's geen verantwoordelikheid nie. Dit kan nie so wees nie, om 'n kind van die Here plaas 'n klomp verantwoordelikheid op jou. Nee? Ons voel baie keer disippelskap versteur my lewenswyse. Nee, laat my uit my gemaksone beweeg. Maar dit moet. Dit het vir Jesus sy lewe gekos om ons kinders van God te maak. Nee, dit het vir hom alles gevra. Sal ons nie ook ons lewe vir hom gee nie? Ja, ongelukkig, hoe dit ontstaan, dat mense dink, ek kan net die voordele vat, maar daar's geen verantwoordelikheid nie. Ek dink daar word baie keer tipe van 'n gospel light, nee, verkondig. Nee, so ligte evangelie word verkondig. Wat net fokus op die voordele, wat ek kan dit so in 4 punte saamvat. God is liefde, hy het jou lief, jy het opgemors, Christus vir jou lewe gesterf, en nou moet jy net glo, jy moet die sondaarsgebed doen, en dan is jy gered, want jy het die ewige lewe. Dis al waaroor dit gaan. Dis so 'n gospel light, as ek dit so kan noem. Maar Jesus verkondig 'n ander tipe evangelie. Ons sien hy verkondig die evangelie van die koninkryk van God. Daar staan nie die evangelie van verlossing nie. Die evangelie van die koninkryk van God. Dis wat Jesus verkondig. Nee, hy die koninkryk van God was die hart van sy bediening. Alles wat hy gedoen het en gesê het, het gegaan oor die koninkryk van God. Selfs Johannes die Doper wat van die pad moes voorberei, het al reeds ook gekom en gesê, hy verkondig die koninkryk van God. Dit gaan oor God se koninkryk in jou lewe ook, persoonlik. Ons lees daarvan in Matteus 3 vers 1 en 2. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Nou, hy skryf sy evangelie vir die Jode, hulle wil God se naam nie te veel eintlik gebruik nie, daarom praat hy meer van die koninkryk van die hemel, maar is dieselfde, waar Markus praat van die koninkryk van God. So Johannes die Doper, wat die pad vir Jesus se bediening moes voorberei, praat ook van die koninkryk van God, die evangelie van die koninkryk van God. En dan ook, wat ons nou gelees het, Markus 1, vers 15, die 53 vertaling, Afrikaanse vertaling, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. So sien die inhoud van Jesus se bediening was gewees, die tyd is vervul. Ons gaan kyk bietjie, wat beteken dit? Die koninkryk van God het naby gekom. Derde ding is, bekeer julle. En die vierde is, glo die evangelie. Dis die 4 punte, wat Jesus se bediening gekenmerk het. Die tyd is vervul, wat bedoel Jesus daarmee? Hy bedoel dat hy betrek die hele geskiedenis van Israel in die Ou Testament, betrek hy by die koninkryk van God. En dat dit nou vervul is in hom. Hy het die Ou Testament kom vervul. Dis wat hy sê. Nou daar's 2 Griekse woorde wat vir tyd gebruik kan word, dis chronos en kairos. Chronos is horlosietyd. Hoe laat is dit? Dis chronos. Okay, dis nou omtrent 5:10. Dit is tyd, gewone horlosietyd. Kairos beteken baie meer. Dit is geleentheid. Kairos is 'n bepalende oomblik wat se belangrikheid nie gemis moet word nie. En dis wat Jesus sê, hy kom op die toneel, hy verkondig die evangelie van die koninkryk van God en hy sê dis nou Kairos tyd. Met my koms na die aarde, is dit geleentheid en jy moet dit nie mis nie. Dis 'n bepalende geleentheid. Dis 'n tyd betekenisvol. Ons kan dit vergelyk met byvoorbeeld in Suid-Afrika 27 April 1994, met die eerste verkiesing, demokratiese verkiesing, dit was Kairos oomblik gewees in ons land se geskiedenis. Niks is meer dieselfde nie, alles het verander. Nadat ons oorgegaan het na die nuwe bedeling. Dis Kairos vir Suid-Afrika. Vir die wat verjaar, jou geboortedag, ek het nou gehoor hoe die ouers praat, daai dag is jy gebore, vir jou was dit Kairos tyd. Dit alles verander. Dis 'n nuwe geleentheid wat daar is.
En dis wat Jesus hier sê, met sy koms na die aarde was dit kairos. Nee, dis 'n geleentheid, oomblik wat alles kon verander het. Want in en deur Jesus het die koninkryk van God gekom. Dis hoekom dit soveel betekenis het. God se koninkryk het gekom in en deur Jesus se bediening. En dan, as ons nou moet praat oor die koninkryk van God wat gekom het, wat beteken basileia? Nee, dit is die Griekse woord. Dit praat meer van koningskap, die koningsheerskappy, dit praat meer van die regering, nie soseer die gebied of die tydperk nie, want alles behoort aan die Here. Die tydperk van God is die begin en die einde. Hierdie woord praat meer van sy koningsheerskappy, sy regering, basileia. Dis 'n dinamiese regering toe Jesus na die aarde toe gekom het. Hy sê die koninkryk het naby gekom. God se regering het naby gekom. So dit is hier, maar is nog nie ten volle hier nie. Ons praat van die reeds en die nog nie van God se koninkryk. Met Jesus se koms het God se toekomstige heerskappy alreeds hier op aarde deurgebreek. Maar dis nog nie in volmaaktheid nie. God regeer nog nie op hierdie sondige aarde in volmaaktheid nie. Ons weet, net die duiwel en sy magte en mense speel ook 'n rol. Alles wat met ons gebeur is nie net God nie, nee, daar's ook die sonde. Daar is ook die duiwel en sy magte wat 'n rol speel. Daar's ander mense se sondige optrede teenoor my. Maar God se koninkryk is hier. Maar dis nog nie in volmaaktheid nie. Maar dit het deurgebreek. En ons sien elke nou en dan hoe God se koninkryk deurbreek hierop in hierdie sondige wêreld. Nee, byvoorbeeld wanneer daar 'n wonderwerk plaasvind, dan spreek dit alreeds van God se toekomstige heerskappy waar alles net gaan reg wees. Waar mense bonatuurlik genees. Maar dit gebeur nie altyd nie. Nie almal genees vir wie ons bid nie. En God se koninkryk het die meeste deurgebreek. Net die duidelikste hoe daai toekomstige regering deurgebreek het, was met Jesus se kruisiging en sy opstanding uit die dood. Net toe Jesus daar gesê dis volbring, het hy volmaak vir ons sondes aan die kruis betaal. En toe hy opgestaan het uit die dood, net hy die dood en die sonde en die duiwel en sy magte oorwin, dat hy net voor sy hemelvaart het hy tog gesê mos, ek het al die mag in die hemel op die aarde. Aan my is alle mag gegee in die hemel op die aarde. En op sy wandel hier op aarde, nee, het ons gesien hoe die koninkryk elke keer deurgebreek het. Matteus gee 'n samevatting van Jesus se bediening op aarde, nee. Hy het toe die hele Galilea rondgegaan en mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. So elke keer wat iemand blind is, vra, Here help my, ontferm U oor my, maak U blind, dan sien ons breek die koninkryk van God deur. Daar waar mense honger is, nee, daar's 5000 mans, nee, dan is nie eers die kinders, die vrouens nie. Nee, en dan het hulle wat 5 broodjies, 2 visse. Dan vermeerder dit. Dan sien ons God se toekomstige koninkryk wat deurbreek in hierdie sondige gevalle wêreld. Al daai dinge, en hoe Jesus geleer het, nee, hy het met autoriteit geleer. Dan sien ons ook hoe die koninkryk deurbreek. Mense kom tot bekering. Gee hulle lewens oor in sy hande. En soos ek dan gesê het, die duidelikste deurbraak was met sy kruisiging opstanding. Waar God weer die regering kom terugvat het hier op aarde. Wat Adam en Eva vir Satan gegee het met die sondeval. Het Jesus weer gekom met sy eerste koms. En het daai regering wat God half gedelegeer het na Adam en Eva, wat hulle weer toe gegee het vir Satan en sy bose magte, het Jesus weer kom terugvat daai regering. Die regering wat aan hom behoort. Dat hy voor sy hemelvaart kon sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Ja, God se koninkryk is met Jesus se eerste koms
alreeds hier teenwoordig. En ons leef in die tydperk tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms. So God se koninkryk is hier naby. God wil jou en my gebruik as disipelmakers, sy koninkryk kan deurbreek in mense se lewens. Dat mense kan kom tot geloof, dat hulle wonderwerke kan beleef. God wil ons gebruik. Want Jesus het al reeds vir die disippels 'n voorsmaakie gegee oor hoe ons as kerk moet leef in hierdie tydperk voor sy wederkoms, wanneer sy God se koninkryk volmaak hier teenwoordig gaan wees. Ons lees van in Matteus 10 vers 1, 5, 7 en 8 staan daar, Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en die volgende opdrag aan hulle gegee. Gaan verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het verniet ontvang en gee dit ook verniet. So toe Jesus op aarde was, het hy self sy disippels gebruik. Mense wat hy het hulle mag gegee, dat hulle sy werk kan voortsit. In hierdie reeds en die nog nie van die koninkryk wat naby is. So dit is hoe ons moet kerk wees. Soos wat hy vir sy disippels gesê het. En ons kan dit net onsself doen nie. Nee? En daarom is ons ook uit bang. Nee? En ek wil nie hê dat disippelskap moet my lewenstyl versteur nie. Ek is te bang, mense gaan my spot. Hulle gaan hulle rug op my draai. Maar dit is wat God ons uitstuur. En hy stuur ons nie alleen nie. Hy stuur ons nie alleen uit nie. Want nadat Jesus in Handelinge 1 lees ons dat hy vir sy disippels sê, bly julle nou net in Jerusalem, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So God sê nie ons moet disippels wees op ons eie nie. Dis deur die krag van sy Heilige Gees. En Jesus toe liggaamlik opgevaar na die hemel, is toe weg van sy disippels, en dan sien ons met Pinkster, word die Heilige Gees uitgestort op daai disippels, vissermanne, en skielik met krag verkondig hulle die evangelie. Ou Petrus wat ou visserman is, preek daar, en duisende mense kom tot bekering. Want hoekom die Heilige Gees het oor hulle gekom in tonge van vuur. En van daar af stap hulle en maak mense gesond. Daar word selfs gesê, tydens net die skade weer van die geloof wat oor die mense se kus geval het. Hulle het hulle ouens uitgedra op die straat en nie hulle skade weer oor gaan dat hulle genees. En so breek die koninkryk van God deur wat naby is. Die toekomstige regering van God. En daarom sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 12, wat die gawes van die Gees betref, broeders, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Ken ons die gawes van die Gees? Funksioneer ons in die gawes van die Gees? Want dan gaan disippelskap maklik wees. En dan gee hy die lys van die gawes van die Gees. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, en 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, en 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander gawe om te profeteer, aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei, aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. Dit is so noodsaaklik dat ons in die gawes van die Gees moet funksioneer. Want as jy in die gawes van die Gees funksioneer, dan breek God se toekomstige regering in hierdie sondige wêreld deur. Dan gebruik die Here jou. Maar ons moet kundig wees daarvan. En ons moet bereid wees om te gaan en sê, Here, ek wil funksioneer in die gawes van die Gees. Ons kan nie meer net terugsit en sê, ek soek al die voordele, ek glo, Jesus my sondes gesterf, maar ek is nou net 'n Christen. Ek weet eendag as ek doodgaan, dan gaan ek hemel toe. Dis nie waaroor dit gaan nie. Daar's mense wat verlore gaan, daar's mense wat sterf, elke dag, miljoene mense sterf. Ek besef dit net nou, wat ook nou so my suster gebeur het, was nie voorbereid geweest nie. Skielik net, en sy's weg. Daar's dalk van jou familie, wat ook, jy weet nie, ken hulle die Here. Dit is my vrede is,
Die afgelope tyd ons familie, ons is seker 6 kinders gewees, my ma en pa, en die afgelope tyd ons is net 3 wat oor is. Maar die vrede wat ek het, is dat elkeen, my hele familie ken die Here. Het die Here geken, jy ken hom nou in volmaaktheid natuurlik, die wat in die hemel is. Ons is nog net 3 wat wag op die volle heerlikheid wat nog kom. En dit vertroos my. Maar dan besef ek ook, mens het so baie planne wat mens maak. Jy weet nie wat môre gaan gebeur nie. Daai persoon wat jy weet, wat op verkeerde pad is, moenie net vir jouself lewe en sê, soos wat Kain gesê het, is ek my broer se wagter, ons is mekaar se wagter, ons moet vir mekaar omgee. Dis liefdeloosheid om 'n persoon wat besig om verlore te gaan net te los. Vra dat die Heilige Gees jou val. En daai persoon wat die Here op jou hart, en ek sê vir jou nou, as jy kind van die Here is, het die Here iemand al op jou hart gesit, vir wie jy moet bid, en teenoor wie jy moet getuig. Hou op om verskonings te maak en sê, nee, daai persoon stap sy eie pad, ek stap my pad. Dis nie hoe dit werk nie. Die Here is in die mense besigheid. Ons dink baie keer, ek wil goeders by mekaar maak, aardse goed. Vir die Here is dit nie belangrik, wat sy huiskar of hoe jy aantrek of so nie. God is in die mense besigheid. Val in by sy besigheid. En gaan praat met daai kollega by die werk, wat jy weet verlore is. Daai familielid. Bring die evangelie. Wees 'n disipel. En as jy voel jy is nie goed genoeg, kom vir toerusting. Ons het die Heilige Gees bemagtigings naweek ook wat ons weer volgende jaar, maar kom vir hierdie disipelmakers groepe wat ons weer volgende jaar gaan begin. Dis 'n leefstyl. Dis nie 'n kursus nie. As jy 'n kind van die Here is, as jy 'n Christen is, dan is jy ook 'n disipel. Dis wat die Here, dis waaroor die hele koninkryk van God kom. Net dis hoekom hy sy Gees uitgestort het. Dat ons sal uitgaan en nie meer net vir onsself sal lewe nie, maar sal lewe om vir ander mense die evangelie te bring, om disipels te maak van ander mense, van die nasies. Amen. Kom ons bid saam. Ja, Vader, ons vra dat daar waar elkeen van ons sit, dat U vir ons sal wys, Here, met wie ek hierdie week moet gaan gesels. Aan wie ek die evangelie van die koninkryk van God moet bring. Werk hier in ons harte, Here, en dat ons ook nie meer verder sal stil bly nie, dat ons sal uitgaan. En ook waar ons nood sien, ons vir mense sal bid, en ook sal bid vir genesing, sal bid dat die Gees wonderwerke in en deur ons sal doen. Dat mense nie verlore sal gaan nie, maar dat hulle sal deel word van die koninkryk van God. Stuur U ons uit. En Here, as ons hier uitbeweeg, ons het 'n bordjie daar opgesit by die hek, dan betree ons die sendingveld. En elke een van ons is 'n gestuurde van U koninkryk. Elkeen van ons wat glo in Jesus as ons saligmaker en verlosser en die Here van ons lewens. U stuur ons uit. Dat ons nie verder sal stil bly nie. Ons bid en vra dit in sy kosbare naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.